Wees stil en weet, ek is die Here. Dis eintlik net 3 Hebreëse woorde, maar ek meen ons almal ken daai vers nou al van bo tot onder, voor tot agter. As jy dit nog nie gehoor het, is ek baie verbaas. Wees stil en weet ek is die Here. Maar dis op kaartjies en boekmerke en daar's boeke al geskryf daaroor en. Wees stil en weet ek is die Here. En tog is dit een van die moeilikste goed om te doen, is om stil te wees. Om nie net in jou gedagtes stil te raak, maar ook om met jou mond stil te bly. Dis vreeslik moeilik, ons sukkel daarmee. Maar dit is tog so eenvoudig. En ek luister vanoggend 'n ou wat sê, dit is so eenvoudig, is baie moeilik om te verduidelik. Want dit is tog net iets wat jy moet doen. Is om te gaan stil raak en te weet, hy is die Here. Ek luister nou Richard Rohr en hy vertel 'n storie, dis 'n lecture nou in Afrikaans, 'n leser wat hy gedoen het in Londen. En hy vertel, en ek is baie nogal geïnteresseerd in hierdie leefstyl wat hierdie party van hierdie monnike het. En hulle praat van recluses. Hulle is nou ouens wat hulle self totaal en al afsonder. En al wat hulle doen is hulle fokus en mediteer oor die woord van die Here. En hy sê op 'n stadium gaan stap hy in 'n bos by een van hierdie monnike en hy loop in een van hierdie perde vas. Hy sê maar hierdie ouens kom eintlik net uit as daar nou 'n nagmaal gehou word of mass, soos wat hulle nou sê. En dan sit al die monnike en kyk wanneer hierdie perde nou inkom, het hulle nou heeltemal mal geraak of het hulle begin gloei. In 'n geval, hy sê toe hy hierdie ou sien, toe sê hy maar hierdie ou het so 'n bietjie van 'n gloed om hom. Hy sê al wat hierdie ou vir hom sê is, luister jy, Richard, het die geleentheid om met baie mense in die wêreld te praat. Hy sê al wat ek wil hê jy moet vir hulle sê is, die Here is nie daarbo. Hy sê daar draai die ou om en hy loop. Wat ons in al ons denke en narratiewe en dit wat ons glo is die waarheid, is die Here iewers daarbo. Ons praat mos van die ou daarbo. Of soos Antoinette Pienaar praat van die blou dak se baas. Iewers dink ons, die Here is daarbo en hy sit daarbo en hy check wat hier onder aangaan. En dis hoekom ons so nou en dan so 'n bietjie na spoor moet trap, Willem, want die Here kyk vir jou. En ons het hierdie konsep geskep dat daar hierdie afstand tussen ons en die Here is. En hierdie ou kom na Richard Rohr toe en hy sê vir hom, luister, ek wil net vir jou sê, gaan sê vir die mense, daar is nie afstand tussen ons en God. En dis waaroor ek in die laaste paar weke ook met julle gepraat het, dat ek is die tempel. En as jy mooi kyk na die tempel, dan was daar die dele, die afsonderlike dele van die tempel, en daar was 'n baie spesiale deel wat genoem is die allerheiligste. En dit was anders gewees want die Here se teenwoordigheid was in die allerheiligste. En hierdie idee en gedagte van die afstand tussen my en God is so oud, dat amper 2000 jaar terug het ou Paulus op sy knieë geval en gesmeek en gesê, mense, asseblief, kan jy dit net in jou kop kry, dat hy sien daarbo nie. Hy bly in sy tempel. En weet jy waar is daai tempel? Dan sê ons waar. Jy is daai tempel. Weet jy, as ons dit kan verstaan en begryp en kan beleef elke dag, gaan dit nie meer nodig wees vir my om te preek. Dit gaan nie. As ons net kan besef, ek is die tempel van God en hy woon binne in my deur sy gees en sy teenwoordigheid, soos wat dit in die tempel was. Gaan lees 2 Kronieke 5 tot 8 van hoe die Here in Salomo se tempel sy teenwoordigheid daarin gekom het.
hoe die deurkosyne geskit het, en die priesters het daar uitgecharge, soos ou Tolla sê, in alle rigtings uitgehardloop, want hulle kon die teenwoordigheid van die Here kon hulle nie hanteer nie, en daai teenwoordigheid is binne in jou. Nou vra ek vir jou, weet jy nie, dat jy die tempel van God is? Hulle sê die grootste afstand in die wêreld, die langste bekende afstand, is die afstand tussen jou kop en jou hart. Want dis daai afstand wat maak dat ons die lewe mis. Ons mis die lewe. Wees stil en weet dat hy die Here is. Ek wil vir jou vandag vra, weet jy met hierdie ding dat hy die Here is? Weet jy, nie met hierdie ding, maar hier, in jou allerheiligste, weet jy dat hy God is? Weet jy dit? Jy sien Jesus in Johannes 17 vers 3, kom ons lees dit gou. Dan maak ons nou hierdie diens formeel daar as dit is. Johannes 17 vers 3. Okay, ek staan nou vanoggend hier in die geloof want ek het my bril vergeet. So julle beter nou opcheck op my, want ek kan nou hier goed te lees, en as jy nie jou Bybel het nie, dan kan ek dalk nou vir jou hier op 'n dwaalspoor lei en jy gaan dit eers weet. Soos hy kom gesê het, as jy nie jou Bybel het nie, sit langs 'n Christen. Hy sê, nou Jesus is besig met sy hoë priesterlike gebed vir sy disippels en ook vir ons. Want hy sê, ek bid nie net vir hulle nie, maar vir hulle wat sal glo deur hulle prediking. Dis ek en jy. Okay, dis vir almal. Wendy sê by, jy sit baie gemaklik daar, moet net nie hê jy moet toe maak. Hy sê, en dit is die ewige lewe. Nou kyk, ons moet ook nie dink in terme van ewige lewe, dat dit is maar net die teenoorgestelde van hel toe gaan. Asseblief. Hy sê, dit is die ewige lewe. Met ander woorde, lewe. Hoe definieer ek lewe? Met hierdie ding bestaan ek, met hierdie ding lewe ek. Net jy weet vandag of jy lewe, Christen, of jy net bestaan. Of jy maar net elke dag deur die motions gaan, en elke dag wonder waaroor gaan die lewe, en dit gaan swaar en moeilik, en niks wil vir my uitwerk nie. Dis bestaan. Maar met hierdie ding, wanneer ek weet, met alles in my, met my hele wese, weet ek dat hy die Here is, dan begin jy lewe. Dan het jy vrede wat alle verstand te boven. In alle en elke omstandigheid. Jy lewe in konstante dankbaarheid. Jou lig skyn, jou gesig gloei in alle omstandighede. The joy of the Lord is my strength in alle omstandighede. Jou hart vloei en oorvloei van liefde. Wie in my glo, strome lewende water sal uit hulle binneste vloei. Dit is lewe. Nou Jesus sê, daar is iets wat jy moet doen, om te kan lewe. Dit waarna jy soek, daar's 'n plek waar jy dit gaan kry, en dis nie in jou bankbalans nie, dis nie in wat ander mense oor jou dink nie, dis nie wanneer ander mense jou begin aanbid en worship en sê, hoe wonderlik is jy nie. Dit is nie in die erkenning en aanvaarding van mense. Dis nie waarna jy soek. Jy dink jy soek aan. Maar weet jy wat, wanneer jy dit kry, dan kom jy agter, koek. Maar dis nie eintlik wat ek wou gehad het nie. Dis hoekom die mense in Hollywood is ongelukkig.
Want hulle word aanbid, maar dit kan nie die gaatjie volmaak. Dit kan nie. Want dis nie wat jy soek. Ek ken ouens met mooi Ford Raptors en allerhande goeders en hulle weet nie wat om met hulle geld te doen nie, maar hulle is diep ongelukkig. Mense wat grade het so lank soos my arm, hulle is diep ongelukkig. Hoekom? Want daai goed kan nie die gaatjie volmaak. Want dit kan nie vir jou lewe gee. Wat is jou definisie van lewe? Waarna soek jy? Moenie net agter bestaan aanhardloop. Jesaja 55, die eerste preek wat ek in hierdie kerk gepreek het. Ek sal dit nooit vergeet nie. Jesaja 55 sê hy, moenie, hoekom jaag jy na die brood wat nie kan versadig nie? Hoekom jaag jy agter hierdie goed aan? En nou stuur op Willem van der Vyver stuur vir my 'n video aan hierdie week. Man, maar is op een van die goed wat jou slat nie binne. En die boodskap van daai preek is, so baie keer, sê ons, Here, wat is u wil vir my lewe? Want waar is my fokus? Op my lewe. Here, wat moet ek doen, sodat jy vir my bless met sukses, en ek goeders kan aantrek na my toe wat ek wil hê. Here, wat is u wil vir my lewe? Want dit gaan oor my lewe. Ons moet eerder sê, Here, wat is u wil? Voelstap. Wat is u wil? Voelstap. Want dit gaan nie oor my lewe. Dit gaan oor sy wil. Jy sien, ons maak dinge oor ons. En ons maak die Here deel van my plan. En sê, Here, jy pas nou hier in my plan. Ek het nou hierdie besigheid begin. Kom, Here, kom help jy my nou dat ek hierdie besigheid suksesvol kan doen. Here, ek is nou in hierdie verhouding. Kom help jy my nou dat hierdie verhouding suksesvol kan wees. Want dit gaan oor my. Wat sê Jesus, wat is lewe? Johannes 17 vers 3 sê hy, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dis lewe. Ek vra jou vanoggend, lewe jy? Ja. Lewe jy? Hansie, dankie vir daai eerlike en opregte antwoord. Ken jy hom? Ken jy hom? Ken jy sy hart? Of soek jy net sy hande? Here, kom gee vir my dit. Here, kom seën my hier. Here, kom dit, want dit gaan oor my lewe. Of ken jy die Here se hart? Dit is ewige lewe, dat ons hom ken. En Jesus Christus, wat hom gestuur het. Jy sien, ons moet baie eerlik met mekaar begin raak. Wanneer dit kom by wees stil en weet ek is die Here roep. Nou is daar nie tyd vir speletjies nie. Daar is nie tyd vir speletjies. Ons kan dit nie bekostig. Ons kan nie bekostig om die lewe te mis nie. Ons kan nie. Hoekom staan ek hier vanoggend? Want ek wil hê, ons moet die ewige lewe ervaar. Ons moet hom ken. Ons moet wees stil en weet hy is die Here. Wat beteken die woord ken? Kan julle onthou? Wat beteken die woord ken? Genesis 4 vers 1. Daar staan, Adam het sy vrou Eva geken en sy het swanger geword. Die woord ken beteken om intiem te wees met. Dit gaan nie oor kennis nie, Wendy.
Dit gaan oor intimiteit met hom. Dit gaan om in die allerheiligste plek in te gaan. En dit is so eenvoudig, ek kan dit nie vir jou verduidelik nie. Ek kan nie. Dit is onmoontlik. Ek kan nie vir jou verduidelik. Hoe kom jy by die allerheiligste plek uit nie, maar dit is te eenvoudig. Dit is die lewe, om in die allerheiligste plek in te gaan. Dit is jou lewensdoel. Dit is jou bestemming as mens, is om hom te ken. Om hierdie intimiteit met hom te ervaar. Dit is eenvoudig leer. Maar dit is nie altyd maklik. Dit is nie maklik. Maar voor ek daarby kom, die ding waar ons baie eerlik moet wees vanoggend, dit is nou jammer die kruis is bietjie toegepak. Maar, okay, kom ons los dit. Maar miskien kan Hansie my kom help, om steun van die kruis. Sien Hansie, as jy voor op die waas. Stick to me, I'll make you famous, Hansie. So staan nie binne. Kom staan nie binne. Okay. Lig nou jou hand op en wys daai kant. Steek jou vinger uit. Okay. Goed. Hansie is 'n rigtingwyser. Kan jy dit sien? Ons ry elke liewe dag verby klomp rigtingwysers. As ek in Joburg verdwaal raak, het ek 'n rigtingwyser op my foon. Right. Google Maps, Waze, al hierdie fantastiese goed. Goed. So ek kom by Hansie en Hansie sê, ek sê vir Hansie, waar wys jy? Hy sê, ek wys vir jou die pad na die Vader toe, sodat jy hom kan ken. Wat is Hansie se doel? Wat wil Hansie hê ek moet doen? Draag jou arm af. Nee, oké. Nog. Okay. Wat is die doel? Hoekom is hy hier? Wat wil hy hê ek moet doen? Ek moet hier by hom staan en klets die hele dag. Ek moet sorg dat hy mooi is en afstof en polish. Oh, dis 'n mooi rigtingwyser hier. En nou gaan ek na Grey toe en ek sê, Grey, kyk my rigtingwyser. Hoe lyk jou? Ha? En dan begin ons met mekaar stry oor wie se rigtingwyser is die beste en die mooiste. Maar my rigtingwyser is reg. Joune is nie reg. En ons begin onder mekaar nou baklei en stry oor wie se rigtingwyser is die mooiste en die beste en die eenvoudigste. Maar wat is die doel van die rigtingwyser? Hoe sê jy dit? Jy moet die rigting. Dankie Hansie, jy het jou doel gedien die loop. En ek kom by die plek uit waar jy my wys. Dankie Hansie. Dit is 'n baie mooi rigtingwyser. Wat is hierdie? Dis 'n rigtingwyser. Maar vaderland kan mense baklei oor die rigtingwyser. Kyk daar sit Ben skud sy kop. Hy kan dit nie oorloos baklei oor hierdie rigtingwyser mense. Want wat wil die rigtingwyser doen? Hy wil net hê jy moet by die Vader uitkom. Jesus was 'n rigtingwyser. Jy het dit geweet. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Maar weet julle hoeveel oorlog is in die naam van Jesus al gekry? Want hy is 'n rigtingwyser. Wat sê hier is die weg. Loop daar sodat jy die Vader kan ken. Want jy sien wanneer jy by die Vader uitkom kry, en jy bereik jou doel, en jy kom in stilte by die Vader uit, en by die Gees, sy Gees wat in jou woon. En jy kom daar uit, dan maak die rigtingwyser die saak nie. Ek sê vir jou, niemand
wat al by die Vader, by die Gees uitgekom het, beklei oor rigtingwysers? Niemand. Want hy weet, die Vader kan 'n donkie gebruik om met jou te praat as 'n rigtingwyser. Nee. Ek het in die kerk groot geword. Daar het ons die Bybel gehad en ons het die Bybel gelees. Maat. En daar kom 'n ander ouetjie aan en hy het ook by die Here uitgekom. Hy het nog nooit in sy lewe van die Bybel gehoor. Maar nee, hy het nie die regte rigting gevolg nie. Die Here stel nie belang in die rigtingwyser. Die Here stel belang in die eindbestemming. En dis al wat ek kan doen. Die rigtingwyser is nie dit nie. Hierdie boek is nie dit nie. Dis belangrik. Maar as jy nie doen wat die boek sê, sodat jy by die eindbestemming kan uitkom nie, beteken die boek ook maar net niks. Ons doel is om by die Vader uit te kom. Ons doel is om hom te ken. Ons doel is om te weet, hy is die Here. So kom ek vra jou gou, en dis een van die dissiplines om stil te raak. Jy sien, ons as Christene, ek lees nou baie, baie wyd en sy klomp verskillende opinies en wat ook, filosofie en leeswyd. Nou het ek myself in die rede geval, maar kan ek jou onthou. Ek lees dat in die vroeë kerk was daar 'n ding wat hulle genoem het, the doctrine of the present moment. Vragies, kan jy dit glo? The doctrine of the present moment. Dit was 'n ding. Ek weet nie waarheen dit verdwyn. Hoekom dit verdwyn het? Want dit is tog so kardinaal. Dis een van die kernleringe van hierdie rigtingwyser. Is bly net hier. Dis hoekom die Here vir hulle manna elke dag gegee het. Dis hoekom Jesus gesê het, moenie besorg wees oor môre. Kom het ek dit nou gesê? Want baie keer moet jy buite die Christelike konteks die waarheid gaan leer. Ja, of jy nou hou van wat ek sê of nie, ek wil. Take it, don't take it. Maar ek het baie waarheid buite die Christelike konteks gaan leer. Want die kardinale fout wat die Christen gemaak het, was om 'n rampie te trek om dit wat ons glo. En sê dis al. En tog sê die rigtingwyser, Johannes sê, as ek alles moet neerskryf, wat Jesus geleer het, sou daar in die wêreld nie genoeg boeke gewees het. Put that in your pipe, mensmink. Hy sê die Gees openbaar in ons dinge wat in geen mens se kop aangekom het, wat in geen mens se hart ontstaan het, wat niemand nog uitgedink het. Maar baie keer val dit buite die raamwerk van hierdie rigtingwyser, dan gooi ons dit uit met die drinkwater of met die badwater. Wat sê ek vir jou volgende? Jy kan hierdie ding van voor tot agter bestudeer, jy kan uit jou kop uitken, maar as jy nie doen wat hy sê, deur by die Vader uit te kom nie, dan mis jy die doel. Dan sit ons soos om Hansie te polish met my sak. Dis nie die doel waarvoor ek hier is. En die pad na die Vader toe is oor groei. En daarom sê Jesus, daar is min, en dis vir my seker die hartseerste vers in die Bybel. Daar's min wat hierdie weg vind en dit loop. Wat ons hak by die rigtingwyser vas. En ons dink, daar's net een regte pad. Maar ek sê jou die dag, wanneer jy by die Vader uitkom, en in sy teenwoordigheid is, dan besef jy, en dan ontmoet jy ander wat ook daar is, en sien, maar hy het 'n baie ander pad as ek geloop.
Maar weet wat is die belangrijk? Want ek is nou hier. Ek is nou hier in die teenwoordigheid van die Here. Dis kom ek sê ons 'n bietjie hard met mekaar praat. So ek wil vandag vir jou vra. En jou, ken jy hom? Ek vra nie, ken jy die Bybel? Dis nie wat ek jou vra. Ek vra nie, ken jy kerkgeskiedenis? Ek vra nie, ken jy die leringe van voor tot agter? Ek vra vir jou, ken jy binne? En dis 'n vraag wat net jy kan beantwoord. Ken jy hom hier in die allerheiligste? Jou gees een met sy gees. Waar jy vrede ervaar in alle verstand bevoordig. Waar jy sy liefde ervaar en kan deel. Waar jy in sy oë kan kyk en kan sien hoe sien hy dit. En dan sommer ook kan sien hoe sien hy verdals. En jy sien, Jesus het gesê, as jy die koninkryk van God soek, en die geregtigheid wat daarmee saamkom, hy sê, dan val al die ander goed in plek. Want ek het nou iets genoem oor ons wil hê die Here met ons verhoudings kom uitsorteer. Maar weet jy wat? Kom ek vra jou gou hierdie vraag. Sê nou maar jy staan nou in 'n moeilike verhouding. Dit kan 'n persoonlike verhouding wees, dit kan ouer, oupa, ouma, man, vrou, werk, enige ding. As jy met die Here uitkom, en die Here wys vir jou, wie het hy vir wie het hy, kom ons probeer weer, wie hy Mary gemaak het. Die Here wys vir jou wie hy Mary gemaak het. Die kans is baie keer goed, dat Mary self nie eers weet, wie die Here al gemaak het. Daar's baie mense wat hier rondloop, wat nie weet wie die Here gemaak het. Ja. Maar die Here wys dit vir jou. En jy sien hierdie fenominale mens. En jy kan verby die feit kyk dat Mary is nie lief om te groet onder sy kar. En jy kan verby die feit kyk dat Mary smile nie baie. En jy kan verby die feit kyk dat Mary kla. Ja, sy maak 'n mens moeg. Sorry, Mary is 'n faktiewe karakter, hoor. So dis nou nie ons liewe Mary wat hier sit nie, want sy is alles behalwe dit wat ons kry. En ons oordeel Mary volgens dit wat ons sien. En ons oordeel haar volgens dit wat sy doen. En ons oordeel haar oor dit wat sy sê. En ons oordeel haar oor net haar hele houding teenoor die Here. Jong, en sy kan goed, sy doen slegte goed. En sy doen goed wat my skade berokken. Jy weet, ek het ons nou 'n plan en ek het dis soos 'n ou wat die wek wil opsit met 2%. Ek meen, Jesus. Daai ou. Jy weet, daar's so nie 'n manier wat ek vir hom kan wees. Reg. Maar wanneer ek by die Here kom en ek sien daai persoon vir wie die Here daai persoon vermaak, dan sien ek verby al die. Dan kom ek by die punt waar Paulus gesê het in 2 Korintiërs 5 vers 14. Hy sê ons oordeel niemand meer volgens die vlees nie. Al het ons vir Jesus op 'n punt so geoordeel. Want hoe het hulle Jesus geoordeel? Seun van 'n skrynwerk. Reg? Hy buite egtelik gebore het, jy het geweet. Reg? Wow. Ja nee. Nee, ons kan hom nie ernstig op nie. Hy wil in die tempel kom praat, hy is nie eens opgaan nie. Nee. Moenie mense volgens die vlees kwaad. Jy sien, as wanneer ons mense volgens die vlees oordeel, dat ons verhoudingsprobleme ontwikkel. Oordeel mense volgens die gees.
volgens hoe die Here hulle gemaak het. En begin by jouself. Dis hoekom dit so belangrik is, dat ons by hom uitkom. Want dan word jou verhoudings outomaties uitgesorteer. Want dan is dit nie meer 'n probleem wat uitgesorteer moet word. Soek allereers sy koninkryk. En al hierdie dinge sal dit vir jou by. Ek vra jou weer vandag. Ken jy hom? Ken jy hom? Want as jy hom nie ken nie, dan lewe jy en jy weer beterstel. Maar hier is ook die wonderlike uitnodiging, dat hy sê, ek staan by die deur. As jy my stem hoor, as een van hierdie rigtingwysers vir jou sin maak, of vir jou beweeg om verby die rigtingwyser te loop, na die plek toe, waarheen hy wys. As een van die rigtingwysers vandag vir jou beweeg om die deur oop te maak, dan sal ek saam met jou in, dan sal ek inkom en ons sal saam 'n feesmaal hou. So die Here wag. Jy dink jy wag vir jou Sunday lunch, daar's 'n groter feesmaal wat vir jou wag. Hy staan by die deur en ek klop. Hy sê en ek wil inkom. En ek wil tog eindig met hierdie ding wat ou Richard gesê het, Richard Rowe. Hy sê, hulle het 'n ding in Amerika wat hulle noem the Center for Action and Contemplation. En dit gaan oor, dis hierdie monnike wat, en hy's 'n Fransiskaanse monnik. So, dit gaan oor, hulle spandeer baie tyd om te oordink en stil te wees en te mediteer en een van die goed wat hulle jaarliks doen is, hulle bring hierdie geestelike leiers en wetenskaplikes bymekaar. En hy sê, jy sal nie glo hoeveel raakpunte daar is tussen die wetenskap en nie godsdienst nie, maar geestelike. En hy sê, hy word op 'n stadium gekonfronteer deur 'n Joodse rabbi, wat ook een of ander PhD het, ek weet nie wat. Hy sê, maar weet jy wat, julle Christene verstaan nie, julle paar dinge nie lekker. Hy sê, die eerste ding wat julle nie verstaan nie, is die Here se naam uitelik gebruik. Julle dink dit beteken om die Here se naam te gebruik, wat jy kragwoord gebruik, of wat ook al, sê, dit is waar het gaan. Hy sê, dis wanneer jy die Here se naam gebruik sonder geloof. Dis wanneer jy die Here se naam gebruik sonder geloof. Dan gebruik jy sy naam uit. Maar hier is die ding wat hy sê, maar as jy na die Joodse, die Hebreëus skool, ek weet nie of oom, hy is 'n lelike. Ja, hy is nie jou man. Kyk, Grieks en Latyn kan nou, maar Hebreëus is 'n ander berietjie Joods. In afval. Ek is hom nou nog nie leer. Maar, interessant, julle weet dat Hebreëus het nie klinkers nie. Doesn't have vowels. Only has consonants. So elke konsonant het 'n sekere groepering van klinkers wat saam met hom kan gaan. En om die taal te leer, moet jy nou in daai groepering van klinkers moet jy nou nie uitfigure nie, maar jy moet weet, as daai klinkers by mekaar, of daai, wat is die woord nou? Konsonante by mekaar is, dan is hierdie die klinkers wat tussen hulle pas. So toe die Here vir Moses by die bos ontmoet het, hy vir hom 4 klinkers, 4 konsonante gegee. Toe hy vir hom sê, wie moet ek sê, het my gestuur, toe sê ek is dat ek is. En is 4 konsonante. Die tetragrammaton, het ons in teologie geleer. Tetra beteken 4. En die rabbi sê vir Richard Rowe, daai is die enigste 4
konsonante in die Hebreëse taal, want as jy hulle gebruik nie jou lippe of jou tong nie. Hy sê, en as jy daai 4 konsonante langs mekaar sit en jy gebruik hulle, jy spreek hulle uit sonder die klinkers wat daarmee saamgaan om Yahweh te spel. Hy sê dan is dit soos asemhaling. Dis dit is fenomenaal. Die Here kom en hy sê, ek is jou asemhaling. Dis hoe naby ek aan jou is. Nou gaan Richard Rohr aan, hy sê, wat is die eerste woord dat jy as mens gesê het? Was, die dokter slaap jou mos, dat jy daai woord kan uitkry. Dat jy kan asemhaal. Wat was jou eerste woord? Was Yahweh. Wat is die laaste woord wat jy ooit as mens gaan sê? Yahweh. Nou hoe kan ons dan dink dat hy daar iewers is? Wanneer hy eintlik die asem is wat jy in uitasem. So ek vra vir jou vandag, kom ons raak net weer bewus van God met ons. Kom ons raak weer bewus, wees stil en weet ek is die Here. Wees stil en weet ek is die Here. Ai, daar's nog soveel dinge wat ek wil sê, maar ek sal nie, want ek sien julle raak moeg. Maar, so daarom moet julle nou maar volgende keer kerk kom, as jy nog wil weet. Wees stil en weet ek is die Here. Dat ons nie die lewe mis deur nie hierdie gapentjie tussen jou verstand en jou hart, die allerheiligste plek, deur nie daai paar trekkies te neem daartoe. Dat ons nie die rigtingwysers aanbid en blink vryf. Kom ons gaan na die plek toe waar hy hulle wys. En kom ons herstel ons verhouding met hom. Want hy het tog 'n beslot van rekening eerste na ons toe uitgereik. En hy wag vir ons om ons aan hy te steun. En ons doen dit elke liewe dag. Ek het soveel respek vir mense wat sê op daai dag en datum het ek my hand aan die Here toe uitgereik en hy het nog nooit my hand gelos. Dit is fantasties. En ek dink in 1992 iewers het dit ook vir my gebeur, maar elke liewe dag steek ek maar weer my hand na hom toe uit. Want die stemme en die omstandighede, al hierdie goeders. Ek wil dit so graag eendag sê, maar ek gaan dit nou net vinnig sê. Vinnig, en dink hieroor. Maar jou omstandighede, die dinge wat met jou gebeur in jou lewe is rigtingwysers. Hulle is rigtingwysers. Die ou wat siek gebore is, sou nie by Jesus uitgekom het as dit nie sy siekte was. Moenie die rigtingwysers minag, maar gaan na die een toe, na wie die rigtingwyser was.